Vriende, hartlik goeiemôre en welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Wat 'n vreugde om hierdie dag in die naam van ons Here te kan begin en rondom sy woord te kan wees. My bede is dat vanmôre se boodskap vir jou tot groot seën sal wees. Ek is Dominee Adrian Swart. Ons lees Psalm 120 vers 2. Here, red my van lippe wat lieg en van 'n tong wat mislei. In hierdie wêreld, liewe vriende, kry ons elke dag soveel koerantberigte, nuusberigte, op sosiale media en op TV en selfone, wat na ons toe deurgestuur word van die wêreld af. Talle van hierdie berigte is niks anders as valse nuus nie. Dit is lippe wat lieg en 'n tong wat mislei. Talle van hierdie dinge word gedoen om mense van die wêreld te probeer beïnvloed, of om 'n goeie naam te verkry, of om vrees aan te wakker of emosies op te jaag. Talle kere sien ons hoe berigte oordryf word en dat die waarheid glad nie van belang is nie. Vele verslae of weergawe van gebeurtenisse waarby stertjies gevoeg is of sommer net bloot verdraai is, word later as vals nuus ontmasker. Om te oordryf is ook 'n manier om aandag te trek en gebeure of situasies op te blaas met die doel om 'n reaksie uit te lok. Of dit nou skok, vrees, afgryse, woede of blydskap is. Tog sal die waarheid altyd uitkom en die storieverteller sal as 'n leienaar ontmasker word. Ek glo ons as Christene het die verantwoordelikheid om in die gees van die waarheid te lewe en seker te maak die feite wat ons oordra is korrek. Ons is nie hier om die vlamme van leuns en wanorde en onmin aan te blaas nie. Ons is hier om te bid en in te tree vir die wat nog nie vir Jesus ken nie, maar tog sy reddende genade so dringend nodig het. En Jesus het gesê, ons moet ook vir ons vyande bid. Juis om hiervoor verligting te bring, het God vir ons as Christene gesê, ons moet te midde van al hierdie liefdeloosheid en die verdraaiing van die wêreld, die evangelie van die waarheid, van verlossing in Jesus Christus aan alle mense verkondig. Laat ons nie die vernietigende magte versterk, deur draers te wees van vals nuus, of nuus wat oordryf word, of onaanvaarbaar is nie. Dit skep net nog meer angs en onrus in mense se harte. As ons kinders van die lig is, dan moet ons die waarheid praat. Dan moet ons die waarheid bring en die waarheid getuig. Laat ons draers van die goeie nuus van Jesus Christus wees elke dag. En mag die Heilige Gees ons daartoe help. Kom ons bid saam. Here, ons loof en prys U naam vanmôre in 'n nuwe dag, wanneer ons voor U in aanbidding buig. Baie dankie dat U ons God is, wat deur Jesus Christus met ons kom bemoeienis maak. Dankie vir die lig van God, wat U aan ons kom bring het, deur U Seun Jesus Christus. U Heilige Gees oortuig ons daarvan om in die waarheid elke dag te lewe. Baie dankie, Here, vir soveel wonderlike seëninge uit U hand. Dankie dat U ons ook as U medewerkers gebruik, om U woord met almal te deel. Laat ons ons verantwoordelikheid nakom. Laat ons in die waarheid elke dag lewe. Laat ons nie deel wees van die wêreld se leuns en verdraaiings nie, maar laat ons werklik in die voetspore van Jesus navolg. Wil U uit genade al ons sonde vergewe, werk in ons hart deur die Heilige Gees en oortuig ons, Here, om U woord elke dag uit te lewe tot U eer. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag vir u.